Ek deel vandag iets met jou oor die verskil wat jy moet maak. Jy weet, daar's nie baie dinge wat jy oor die lewe moet weet om 'n blywende verskil te maak waar jy is nie. Maar daar is 'n paar belangrike dinge wat jy moet weet. Dit wat regtig saak maak in die lewe. En dan moet jy bereid wees om in daardie lig te gaan lewe. Jy moet bereid wees om jou hand op te steek, daarby te staan, ongeag die prys. Die mense wat 'n blywende verskil in die wêreld maak, is nie die mense wat baie dinge bemeester het nie. Hulle is eerder die mense wat van binne af deur 'n paar groot sake bemeester is. As jy wil hê jou lewe moet tel, as jy wil hê dat die ripple effek van die klippies wat jy in die water laat val golwe moet word, wat die uiteindes van die aarde bereik vir die eeue tot in ewigheid, hoef jy nie 'n hoë IQ te hê nie. Jy hoef nie 'n goeie voorkoms te hê, baie geld te hê nie. Jy hoef nie uit 'n goeie huis uit te kom nie, goeie familie nie. Jy moet net 'n paar groot, eenvoudige waarhede oor die evangelie ken en daardeur begin lewe. Kyk, jy is op die aarde geplaas om 'n bydrae te maak. Hierdie lewe wat jy nou lewe is die voorbereiding vir dit wat kom. God het jou ontwerp om 'n verskil te maak. Dit word jou bediening of jou diens genoem. Ons lees van 2 Kronieke 29 van koning Hiskia. Hy het koning geword toe hy 25 jaar oud was. Hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. En dan sê die Here oor hierdie man se lewe. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Weet jy, die Here het jou geskape vir 'n lewe van goeie dade wat hy alreeds bestem het vir jou om te doen. Jy kan dit lees in Efesiërs 2 vers 10. As jy dit kan regkry, dan dien jy die Here daarmee. 'n Maatskaplike werkster vertel vir haar kollegas hoe dit sy by geleentheid 'n seun in een van die ghettos of plakkersbuurte van 'n groot stad gesien het. Hy was misvormd. Daar het iets met hom gebeur. Hy was 'n paar maande van tevore in 'n ernstige motorongeluk. Maar sy ouers wat uit 'n ander land gekom het, kon nie behoorlike mediese aandag aan hom gee nie. En alhoewel dit nie eintlik haar verantwoordelikheid was nie, het sy die seun na 'n ortopeed geneem en die proses begin om deur 'n reeks operasies om weer sy normaliteit te laat terugkry. Sy het die rompslomp deurgesny, sy het fondse ingesamel, soos net 'n maatskaplike werkster kan. Sy het die proses van herstel vir hom aan die gang gesit. 2 jaar nadat hy in die hospitaal opgeneem was, het hy op 'n dag na haar kantoor gekom. Sy was verbaas om te sien dat hy sonder sy krikke instap. Om te wys hoe volledig hy herstel het, het hy allerlei bewegings en gimnastiektoertjies uitgehaal. Sy het hom 'n druk gegee, soos net 'n maatskaplike werkster dit kan doen. Toe hy uit haar kantoor uit is, het sy gesê, daar 'n warm gloed oor haar gekom. Sy het vir haarself gesê, as ek nog nooit iets besonders bereik het nie, hier is daarom een geval, wat ek kan wys waar ek 'n werklike verskil gemaak het. Op daardie stadium het sy haar aanbieding onderbreek en sy het gevra, dis nou al 'n paar jaar gelede, waar dink julle is daardie seun vandag? Haar gehoor was vasgevang oor die mooi storie. Hulle het verskillende antwoorde gewag. Party het gesê hy moet seker onderwyser wees. Party het gesê hy het dalk self 'n maatskaplike werkster geword. Maar toe dit stil raak, het sy met groot emosie gesê, hy is vandag in die gevangenis. Hy het een van die ergste misdade gepleeg wat 'n mens kan doen. Toe het sy bygevoeg, ek was die instrument om hom te help, om weer te kan loop. Maar sy huis het hom in die steek gelaat. Sy omgewing het hom in die steek gelaat. Hulle was so besig, dat daar niemand was wat hom kon leer, waar moet jy loop nie. Ek wil afsluit vandag om vir jou te sê, die Here het jou geroep om die verskil te wees. Mag jy daardie verskil laat sigbaar word vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan saam bid. Ons vra, gee vir ons die genade om in 'n donker, siek wêreld, die verskil wat U vir ons gee, sigbaar te laat word. Amen.